So almal is hierdie week op pad Zion City toe, Zion City toe. Ons ken hom in Afrikaans meer as Moria. Hulle is almal op pad. Nou hierdie selfde tipe van tog wat nou almal, en ek wonder baie keer hoekom hulle dit doen, maar dis dieselfde tipe tog wat almal elke jaar, as jy 'n Jood was jy Jerusalem toe. Almal. As jy nie Jerusalem toe gegaan het nie, en jy het nie jou dankoffer, onthou Jesus het bietjie van die tafels daar gaan omgooi ook, as jy nie gegaan het en jou offer gaan bring het nie, en deel wees van die Paasfees, wat dan nou eintlik, as jy dalk nie geweet het, hoekom Paasfees vir die Jode so belangrik is nie, hulle vier dit as die uittog uit Egipte, dat God hulle uit Egipte uit verlos het. Dit is waaroor Paasfees gaan, en so stroom hulle by hulle duisende Jerusalem in, vir Paasfees. Meeste van hierdie mense het ongeveer tussen 100 en 160 kilometer gestap Jerusalem toe. Afhangende van waar jy gebly het, was dit min of meer 100 of 160 kilometer gestap. Dis ma en pa, die hele gespuis, die kinders ook, met al jou goedjies wat jy nodig het vir 3 dae, stap jy 100 tot 160 kilometer om die Paasfees te gaan bywoon. Ek weet nie wie van julle gaan dit maak nie, ek sal dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak nie, maar dis wat hulle te doen. Hoekom kom Jesus op 'n donkie? Hoekom loop hy nie soos wat hy gewoonlik, hy's gewoon daaraan om te stap. Maar Sagaria 9 vers 9 sê, die koning sal kom op 'n donkie. So hier's 'n profesie wat vervul word, nommer 1. Nommer 2 is, 'n donkie was altyd 'n dier van diens. 'n Donkie het jou bagasie gedra, waar ook al jy gegaan het, weet jy, ken julle die spreekwoord, jy's 'n pakdonkie. Jy's 'n pakdonkie, dis waar dit vandaan kom. Op die donkie pak jy jou bagasie en dan stap jy. So jou donkie was jou dienskneg. Hy was jou diensdier. En 'n donkie was ook 'n simbool van ongelooflike vrede. Hy was nie so halstarrig soos 'n perd nie. Party donkies is, ek weet nie, party van hulle is. Maar donkies was gesien oor die algemeen as 'n simbool van vrede. Nou het ek al gehoor, as jy 'n foto van 'n donkie van bo af neem, dat hier tussen sy blaaie en agter na sy boude toe maak hy 'n kruis en so aan. Ek weet nie of dit toevallig of het die Here hulle so geskape. Ek kan nie vir julle sê nie, maar as jy 'n donkie van bo af kyk, dan kan jy nogal sien tussen sy blaaie en op sy rug, dan maak hy 'n kruis. Maar hoe dit ook al sê, dis nie die punt nie. Jesus kom van Betanië, Betfage se kant af, van die ooste kom hy Jerusalem in. Wie regeer Jerusalem? Is onder die Romeinse bewind en die skrifgeleerdes regeer die stad. Want dit is 'n Joodse stad. So die groot baas, om dit eenvoudig te stel, die groot baas is die Romeine, hulle besit, hulle is die regering. Hulle laat die Joodse skrifgeleerdes toe om die stad vir hulle te bestuur. Dis die munisipaliteit, om dit eenvoudig te stel. So die regering hier is die Romeine, die munisipaliteit is die skrifgeleerdes en die fariseërs wat moet regeer en seker maak al die wat kom in, al die belasting kom in. So hulle is SARS, die Jan Tax. Hulle moet seker maak, al die Jode betaal hulle tax, dit moet inkom, en hulle moet, nommer 2, seker maak, daar's wet en orde. Dis wat die Romeinse ryk van die skrifgeleerdes en die fariseërs wat hier regeer, die local municipality, wat hulle van hulle verwag. Orde, en ons soek asseblief ons geld. Dis die 2 goed wat hulle moet handhaaf. Nou, hier kom duisende mense Jerusalem in. Wat is die kans vir orde om versteur te word? Want nou moet jy vir jouself dink, hoeveel mense moet nou in Jerusalem kom bly? Wat nie 'n huisie daar is, hulle het nie 'n strandhuisie of 'n ietsie daar nie. Hulle moet hier kom bly. Die gastehuise is vol. Mense sukkel om plek te kry. Jy kon nie gou 'n WhatsApp stuur of op lekker slaap ingaan en gou jou huisie boek vir Paasfees daar in Jerusalem nie. Jy het opgedaag
En dan het jy jou plekkie gekry, as daar plek was. As daar nie plek was nie, dan gaan jy maar na die volgende plek toe en hoor of is daar plek vir jou om te bly. Baie van hulle het dan ook in tente gebly, en hierdie het 'n klomp chaos gereeld veroorsaak. Daar's gereeld 'n oomie gewees, wat gesê het, maar ek was eerste hierso. En dan kom 'n ander oomie, nee, maar ek was eerste hierso. So dis die skets wat ons in gedagte moet hou. Dis hoe dit gegaan het met Paasfees in Jerusalem. Dis baie mense, onordelikheid kan maklik gebeur, en hier's die Fariseërs en skrifgeleerdes, en hulle moet orde handhaaf. So die Romeinse regering weet, hier kan moontlik moeilikheid kom, en hulle is bewus daarvan dat daar gereeld deur die Jode oproer was. Hulle wou die heeltyd moeilikheid maak, omdat die Romeine hulle so groot en hoog tax. So hulle weet, kort is daar 'n paar jong mannetjies, ek dink byvoorbeeld aan hierdie mannetjies met hulle rooi hoedjies, daar so groepies van hulle, wat wil kom moeilikheid maak, omdat dit swaar gaan as gevolg van die hoë tax. Die Romeine weet dit. Wat doen hulle? Om wet en orde te kom handhaaf in Jerusalem tydens Paasfees waar duisende mense kom. Wat sou ons doen vandag? As hier 12.000 mense Sandra instroom. Wat sou ons doen? En hier's nou 'n groot geleentheid, hier kom 12.000 mense, byvoorbeeld, ek maak 'n voorbeeld. Wat sal ons doen? Philip, die beerdwag. Daai manne sal met hulle lang gewere so staan, en hulle Hilux pakkies en wat ook al. Ek is baie lief vir die buurtwag, ek dink hulle doen 'n great job. Hulle sou die buurtwag sou dadelik in gereedheid gee. Wat is 'n Derek sou al sy makkers bymekaar gekry het, almal sou bymekaar gekom het, hy sou selfs ewen nog mense gekry het, manne, is julle reg, het julle genoeg ammo, is alles reg, is julle bakkies vol diesel, al daai goeders. Ons moet wet en orde in Sandra toepas. Wie sou hulle nog gekry het? Dis die polisie gekry het, die bietjie wat daar is. Die bietjie wat daar is, sou hulle gekry het. Maar hulle sou in gereedheid gewees het vir hierdie groot geleentheid waar soveel mense in Sandra inkom. Dis wat ons sou gedoen het, as ons nou vandag so iets moes beleef. Die Romeinse regering doen presies dieselfde. Wat doen hulle? Hulle stuur hulle beste soldate, die keiser stuur die gouverneur met sy beste soldate, hierdie krygsmanne op perde, met swaarde, met spiese, met skilde, hierdie fancy perde, met die mooiste klere drag, rooi en swart, kom hulle, en hulle word gestuur, om wet en orde te kom handhaaf. Dis wat hulle moet kom doen, in Jerusalem. Nou kom hulle, van die weste kant af, want hoofkwartier, in eenvoudig te stel, hoofkwartier van die Romeinse Ryk, is aan die weste kant van Jerusalem. En hulle kom van daai kant af, kom hulle van die weste kant af in, op wanneer? Wanneer kom hierdie makkers in? Op presies dieselfde dag as Jesus. Jesus beplan sy intog haarfyn. Dis nie sommer net per toeval dat Jesus hier op 'n donkie aankom. Van die weste kant af kom die Romeinse Ryk met hulle groot klomp perde, hulle ruiters, hulle vegskruiters, kom hulle van die weste kant af in. Dieselfde dag kom Jesus van die ooste kant af. Kom hy op 'n donkie. What is he trying to say? Wat probeer hy sê? Wat probeer hy sê? Hy beplan hierdie intog in Jerusalem haarfyn. Hy weet, daai manne kom uit die weste, ek kom uit die ooste. Hy beplan dit haarfyn. Hy wil sê, die Romeinse Ryk, die keiser, hulle munt het sy kop op, en op hierdie kop staan seun van God. Sy makkers wat uit die weste uitkom, hy is nie werklik die seun van God nie. Hulle kom met wat? Hulle kom met geweld. Hulle kom met afpersing, hulle kom met hierdie bravade, wat jy sal vir ons luister. En ons sal vir jouself bietjie boelie en bietjie afknou, as jy nie vir ons hierdie naweek luister wat Paasfees is nie. En Jesus
kom van die ooste af op 'n donkie. En hy sê, daai koning, daai een wat dink hy is die seun van God, is nie werklik die seun van God nie. Daai een wat kom met geweld, dis nie hoe die koninkryk van God moet lyk nie. Geweld, afpersing, dis nie hoe die koninkryk van God moet lyk nie. Die koninkryk van God lyk so op 'n dier wat ons ken as vrede. 'n Dier wat geken word aan sy diensbaarheid. Die koninkryk van God kom uit die ooste uit en word aangekondig as 'n klomp vrede. So wat Jesus hier doen, is 'n absolute protesaksie. Dis 'n protesaksie teen hulle wat uit die weste uitkom, wat die mense karnuffel, wat hulle hoë belasting laat betaal. Jesus kom uit die ooste uit as 'n protesaksie teen hulle. En ons moet hierdie verstaan, ons moet hierdie konteks verstaan. Anders word hierdie boodskap eenvoudig afgewater van Jesus kom net met 'n donkie in Jerusalem en hy kom hou Paasfees. Hier kom die koning. Dis nie waaroor dit alles gaan nie. Dit is dit ook. Maar as jy hierdie mis, dan mis jy die krag van die werk van Jesus en hoe sy kop gedink het. As 'n man wat kom op 'n donkie met vrede. As 'n teenpool vir hulle wat kom uit die weste met geweld. Jesus kom kondig 'n nuwe koninkryk aan. Hy sê, julle wat dink, daar in die hoofkantore, julle wat dink, julle regeer die wêreld. Hierdie wêreld behoort aan God, nie aan julle nie. Hierdie wêreld behoort aan God. So stap hierdie mense saam met Jesus, en dis nie 'n groot skare nie, dit moet ons onthou. Jesus loop op hierdie donkie en sê, klomp, hier's 'n paar mense, en hulle gooi hulle klere en hulle gooi takke af, en hulle skreeu, Hosanna, die koning is hier, hy kom, hy het gekom, uiteindelik. Vyf dae later, net 5 dae later, skreeu dieselfde skare, kruisig hom. Dieselfde skare, 5 dae later, skreeu hulle, kruisig hom. Hulle wat die takkies neergegooi het, hulle wat hulle klere neergeplak het, hierdie selfde skare wat sê, hier is die koning, skreeu, kruisig hom. Hoekom? Hoekom skreeu hulle dit? Die Jode het verwag dat hier 'n politieke magstruktuur sal kom, dat Jesus 'n nuwe koninkryk sal aankondig, 'n nuwe regering. Hulle het gedink Jesus gaan 'n klomp manne bymekaar kry, 'n groot army bou, wat teen die Romeine gaan veg en Jerusalem weer vir hulle teruggee, want hulle is onder bewind van die Romeinse ryk. Hulle het almal gedink, die verlosser wat moet kom, is 'n politieke verlosser, 'n magsverlosser, wat die Romeine sal verslaan en Jerusalem vir hulle sal teruggee. En dit is tot vandag toe nog steeds so. Die Jode glo nie in Jesus nie, hulle wag vir die verlosser wat hulle polities-ekonomies gaan kom verlos. As jy gewonder het, hoekom dink Jode soos wat hulle dink? Hoekom hulle nie Jesus aanvaar nie? Hulle wag vir 'n figuur wat hulle kom verlos van ekonomiese omstandighede, wat weer vir hulle Jerusalem gaan teruggee, en weer vir hulle hierdie onafhanklikheid gaan teruggee. Dis die tipe figuur wat hulle verwag moet hier aankom. En hier kom Jesus en hy verkondig vrede en liefde op 'n donkie. Hy kom nie met 'n klomp ruiters nie. Hy kom op 'n donkie met 12 manne aan sy sy. En omdat dit so gebeur, skreeu hulle, dieselfde mense wat skreeu Hosanna, die hoogste in die hemel, skreeu kruisig hom. Kruisig hom.
Hulle is absoluut verslae. Dink byvoorbeeld vir jou, as jy nou 'n Uber bel. Jy bel nou 'n Uber. En jy sê vir hulle, stuur vir my jou beste drywer. Pieter, stuur vir my 'n Pieter. Pieter is 'n goeie drywer. Stuur vir my jou beste drywer. En Pieter kom daar aan, by jou location waar jy nou gegee het vir hulle, waar jy nou is, waar hulle jou moet optel. En jy staan daar op die sypaadjie met jou tassie, jy gaan nou lughawe toe. Jy staan daar, en hier kom so 'n klein ou jarresie aan. Jy nou gedink, hulle gaan maar vir my in 'n Merc kom haal. Hulle gaan vir my in 'n Mercedes kom haal, man. En nou stop hierdie ou verpleete ou jarresie hier aan. Pieter stop aan met sy jarresie. En jy dink, jy sou 'n Mercedes gekry het. Hulle sal vir jou met 'n Grand Car kom optel het. Dis dieselfde gevoel wat die Jode gehad het. Hulle het gedink, hier kom 'n Mercedes aan. Toe stop daar 'n Yaris, 'n donkie. En op hierdie Yaris is daar net stickers geplak wat sê liefde, vrede. Want dit is wat God is. Dit is wat Jesus kom verkondig. Ons almal vra, Jesus, kom in my lewe in. Soos wat jy in Jerusalem ingekom het, vra ons gereeld, Jesus, kom in my lewe in. Asseblief, kom leef hier in my, kom leef in my lewe. En dan verwag ons baie keer hierdie Mercedes. Hierdie triomfantelike groot ding. Want ons probleem is, ons soek kitsoplossings. Ons soek Jesus, ek het hierdie probleem, daai probleem, Here asseblief fix dit gou. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, hier is my probleem, asseblief fix dit gou. Dis nie hoe Jesus werk nie. So as jy Mercedes verwag het, verwag eerder vir Pieter met sy Yaris, met stickers vol geplak, wat sê liefde. En 'n drywer, en ek ken vir Pieter, wat weet om te bestuur. Dis wat ons moet verwag. 'n Jesus wat weet om te bestuur, dat jy net in die Yaris inklim, en net sê, okay, Here, dit is nou nie 'n Mercedes, maar ek trust die drywer. Ek trust vir Pieter. Ek trust U as die drywer. Dis waaroor dit vir my gaan. Maar in ons tyd, en ek is self hieraan skuldig, is ons baie keer is ons besig met hierdie speletjie van mag, so 'n bietjie mag hê, waar Jesus vra, hier's mag wat uitkom uit die weste kant uit, ons hou daarvan om mag te hê, as ons kan mag uitoefen oor mense, dan is ons so 'n bietjie happy, dan voel ek reg. Mag, teenoor wat Jesus soek, en wat Jesus uitbeeld, is nederigheid. Ons wil bietjie beheer oor mense uitoefen, of beheer oor ons eie lewens uitoefen, waar Jesus sê, kom vertrou net, kom vertrou vir Pieter, kom vertrou my, al ry ek in 'n Yaris, al kom ek nie met 'n cruiser aan, met polisie ligte nie, ek kom dalk met 'n Yaris aan, en ek is die drywer, vertrou my. Dan hou ons ook van, as iemand ons leed aangedoen het, as iemand ons sleg aangedoen, as iemand ons met besigheid ingedoen het, of jou familie het nou iewers op 'n groepie, 'n WhatsApp groepie, het hulle ietsie gesê wat jy nou nie van hou nie, dan hou jy van wraak. Kyk, nou gaan ek vir haar vertel, mooi vertel. Kyk nou, vrou hou my foon vas, of hou my vas, as ek nou my foon beet kry, dan gaan ek haar nou vertel op hierdie groepie, wat ek van haar dink. Jesus verkondig vergifnis. Vir Jesus gaan dit nie oor status nie, hy het nie 'n saak met die perde nie, dit gaan vir hom oor diens. Jesus het nie 'n bang haar op sy kop nie, dit moet ons nie mis nie. Jesus het nie 'n bang haar op sy kop, vir daai klomp wat uit die weste uitkom met hulle perde nie. Hy kom met sy donkie, hy het nie 'n bang haar op sy kop nie. Hy het nie 'n saak met hulle perde, hulle mooi swaarde, al hulle aggressie, hy het nie 'n saak met dit nie. Hy kom verkondig liefde. Hoeveel Romeinse
bloed het ons in ons. Hoeveel keer is dit ons wat daar van die weste afkom, sê nou, is hierdie ding, ons gaan hom nou uitsort, so en so en so. Ten spyte en ten koste partykeer van ander mense, hoeveel Romeinse bloed het ons. Jesus nooi ons uit, kom saam met my met die donkie, die een van liefde, die een van nederigheid, die een van diensbaarheid. Dis wat Jesus ons uitnodig, wanneer ons kyk na Palmsondag. Wanneer ons die teks lees en ons verstaan hom binne in sy konteks, dan nooi hy ons uit. Baie keer het ons hierdie verwagting, Here, vat asseblief my pyn weg, vat asseblief my probleme weg. Vat asseblief my pyn en my probleme weg. Is dit verkeerd om dit te vra? Nee, natuurlik nie. Jesus sê, is reg. Terwyl jy in jou pyn is, terwyl jy in jou probleme is, kom stap saam met my. Kom stap langs die donkie. Kom stap net saam met my. Ek beloof, ek gaan saam met jou stap. Ek beloof, ek gaan saam met jou stap. Jesus vat nie noodwendig die pyn weg nie, hy kom stap saam met ons. Hierdie innerlike rome van ons, van beheer, angs en prestasie. So ons lewe ons in 'n tyd van prestasie. Joe, my kinders. My kind het weer die eerste rugby span gehaal en hy het Saterdag 3 drie gedruk. Mooi, fantasties, ons mag op ons kinders trots wees. Maar wanneer kom ons op 'n plek waar dit ons so oorneem, dat ons net prestasie gedrewe is? Jesus is diensgedrewe. Daar sit 'n ou oomie, hy lê in die hospitaal. Hy lê plat op sy rug, hy's in ICU, hy het baie pyn, hy het baie probleme. Hy's in die ICU met 'n hartkwal as gevolg van al sy probleme. Is in ICU met 'n hartkwal. Hy het klomp pyn, hy het klomp probleme en hierdie goed maak dat sy kortisol, sy stresvlakke so hoog is. En hy lê daar en hy bid, Here asseblief, maak my gesond, help my, kom maak my asseblief gesond. En hy lê dag en nag en hy bid dit, dat die Here hom asseblief sal kom genees. En een aand, hier by 12 uur rond, toe kom haar verpleegster aan en hy kry nie geslaap nie, hy lê vir die dak en kyk, hy kom die verpleegster aan, sy kom sit langs hom op die bed, sy hou sy hand vas. En sy sê, alles gaan oukei wees. Alles gaan oukei wees. En dis hoe die Here werk. Dis hoe hy werk. Hy kom sit saam. Hy kom loop saam. En hierdie oomie het later toe, nadat die verpleegster weg is, toe besef hy vir homself, al wat ek nodig gehad het, eintlik wat ek nou nodig gehad het, is die verpleegster net om by my te kom sit. Dis al wat ek nodig gehad het. Maar die Here is self aan die werk. Palmsondag, vriende, is nie net mooi nie. Palmsondag is 'n gevaarlike ding. Palmsondag is hierdie gevaarlike protesaksie. Dis hierdie plek waar Jesus inkom en hy het geen trots nie, hy het geen beheer nie, hy het geen wen nie. En dit help ons om te verstaan dat ons trots moet laat gaan, dat ons beheer oor ons eie lewens moet laat gaan, en dat ons idee van wen moet herdefinieer. Want as jy nou hierso dink aan hierdie teks, dan sou jy nou dink vir jouself, Jesus kom op 'n donkie en 'n paar mense, hier kom 'n magdom ruiters, honderde van hulle op hulle perde. Wie gaan wen? Wie gaan hy fight wen? Wie gaan hy fight wen? Natuurlik Rome. Natuurlik Rome. Jesus kom herdefinieer wat dit beteken om te wen. Ek sluit af. Verwelkom ons Jesus of verwelkom ons die idee van Jesus? Hoor mooi, daar's 'n baie groot klemverskil. Verwelkom ons Jesus in ons lewens en ons gee oor, of verwelkom ons die idee van Jesus, dat Jesus ons eendag gaan verlos, dat wanneer ek my kop neerlê en ek gaan doodgaan, gaan ek hemel toe, so die idee van Jesus is daar, of verwelkom ons Jesus in ons lewens? Verwelkom ons Jesus,
of verwelkom ons die idee van Jesus, die idee dat hy my gaan verlos? Verwelkom ons regtig hom met alles in my lewe? En ongelukkig in hierdie lewe en in hierdie wêreld waarin ons leef, ons kies almal altyd die perd. Ons kies die perde. As ons nou vanmôre met ons self regtig ernstig en eerlik is, dan moet ons vir onsself sê, ons kies altyd die perde. We don't choose the donkey. Ons kies die perd. Want die perd het mag. Die perd het krag. We don't choose the donkey. As ons self regtig eerlik is vanoggend, dan kies ons die perd. God en Jesus kies altyd die donkie. Kies altyd die vrede, kies altyd die liefde. Dis 'n moeilike ding, maar nou, om met mense in vrede en liefde saam te leef, is nie maklik nie. Kies ons vergelding of kies ons liefde? Want hulle wat uit die weste uitkom op hulle perde, kies vergelding. Jesus wat uit die ooste uitkom op 'n donkie, kies liefde. Dis die difference. Dis die groot verskil en dit is waaroor Palmsondag gaan. Sal ons vir Jesus erken as hy lyk, soos wat ons hom nie sal verwag nie. As hy aankom met die Jaris en ons verwag 'n triomfantelike Mercedes, sal ons hom erken? Sal ons hom in ons eie lewens erken? Dis die vraag. Jesus kom op 'n spesifieke tyd. Kom hy uit die ooste uit, want hy weet hulle kom uit die weste uit. Kom op 'n spesifieke tyd. Geliefde vriende, Jesus kom in jou lewe en hy kom werk en hy kom doen wat jy hoor worry en aan vashou oor die verlede en al hierdie gemors en my besigheid en my persoonlike lewe en my huwelik, alles. Jesus kom op 'n spesifieke tyd. Hy kom op 'n spesifieke tyd. Mag ons vanoggend weet, Jesus kom. Hy is op pad in my lewe. Hy is besig in my lewe. Dat ek vrede het om terug te staan en te weet, Jesus kom altyd op die regte tyd. Nie noodwendig die tyd waarvan ek hou nie noodwendig die order wat ek insit vir 'n spesifieke tyd nie. Jesus kom op die regte tyd. Soos die verpleegster kom sit by die oomie op sy bed. Jesus kom op die regte tyd. Partykeer voel ons, Here, waar is jy? Die tyd is nou. Ek het dit nou nodig. Mag ons vanoggend net hierdie kalmte in ons harte hê om te weet dat Jesus kom op die regte tyd. Hy daag op. En wanneer hy opdaag, dan daag hy op 'n donkie. Hy kom met liefde, hy kom met al die goed en al die vrugte van die Gees. Sal hy op jou in jou lewe opdaag.